nuus vanaand. Eskom gee aan LP's die versekering dat hy in staat is om die winter die ligte aan te hou, ondanks dat beerdkrag gister onverwags ingestel is. Inwoners van Ventersdorp in Noordwes sê dienslewering is slegter nou dat hulle deel is van JB Marks munisipaliteit. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Bulletin. Eskom het aan die parlement gesê hy is vol vertroue dat hy die ligte die komende wintermaande sal kan aanhou. Dit volg nadat die kragvoorsiener gistermiddag skielik fase 2 beerdkrag ingestel het en om middernag opgeskort het. Eskom het die parlement se elektrisiteits- en energiekomitee ingelig oor sy strategiese plan vir 2025 tot 2030. Donderdag se fase 2 beerdkrag het slegs vir 'n paar uur geduur. LP's is egter bekommerd oor die verwoestende impak van beerdkrag op landsburgers tydens die ysige wintermaande. Stage 2 load shedding. And one would have thought that our maintenance program in preparation for the oncoming winter would have mitigated and prevented, hopefully, load shedding going forward. I think we're all very concerned and worried. It's the beginning of winter. We need to know how hard are we driving the OCGTs. I've asked this question in the past before, but we really need to know some numbers because we also need to understand what the winter plan is, where the maintenance. Eskom sê ondanks terugslae het hy beerdkrag verminder sonder die oormatige gebruik van diesel. Volgens die kragentiteit is meer krag hierdie boekjaar opgewek as in die vorige 2 jaar. This year, we will enter June with additional capacity from Medupi Unit 6, Unit 4, Kusile 6, and the refurbished Kubek Unit 2. When we approach our next cycle of maintenance, we have more capacity and therefore the level of maintenance will not be as high as it is and it will help us smooth out our availability through the coming summer. 'n Plan is glo ontwikkel om die hoofoorsake aan te spreek wat verband hou met onlangse beerdkraggevalle. What we have been doing is part of preparing for the winter period as well. So with all the commissioning that we are doing now across most of the plant, it gives us some level of confidence that we should be able to deal with the winter as well, because it's also not as unpredictable as the summer. Volgens Eskom het onwettige kragverbindings, bedrog en korrupsie, asook munisipale skuld van byna R100 miljard 'n negatiewe impak op sy begroting. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het wel die mag om veranderings te maak aan die BTW-koers terwyl geldwette soos die wetsontwerp op belastingkoerse deur die parlement oorweeg word. Dit is volgens die parlementêre begrotingskantoor, die PBK. Godongwana het die wetsontwerp op belastingkoerse en bedrag gister amptelik in die parlement ter tafel gelê, waar volgens die BTW-koers van 15% van 1 Mei gehandhaaf moet word. Die minister se uitdraai oor die voorgestelde plan om BTW van 1 Mei met 'n halwe persentasiepunt te verhoog, het almal verbaas. Dit is selfs politieke partye wat ten gunste en teen die fiskale raamwerk gestem het, onkant gevang. Albei kante was egter vinnig om die ommeswaai aan hulle te doen toe te skryf. Die begrotingskantoor sê die minister wil deur 2 wette bemagtig om die BTW-koers te verander. The Minister of Finance has a power given to him by Public Financial Management Act and VAT Act to make changes and to make announcements. So what I'm saying is that in terms of the announcement he's made yesterday morning and followed through by the bill, he's made announcements that the VAT will remain 15%. In terms of the law that governs him and powers he have, it has to be given effect to. Die parlement het nou 12 maande om die gewysigde wetsontwerp op belastingkoerse te aanvaar, maar die skrapping van die voorgestelde BTW-verhoging is van volgende maand af van krag. Die vakbond Federasie Kusatu sê, hy hoop alle sakeondernemings sal die BTW-koers onveranderd laat. But the fact that the Minister of Finance has indicated an intention to withdraw that should be a sufficient indication to businesses not to proceed the VAT hike, and similar instruction has been made to the South African Revenue Service. We think in most instances that should be sufficient for businesses not to proceed the VAT hike. Die wetsontwerp oor belastingkoerse sal nou na die komitees oor finansies verwys word. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het diegene wat belasting op toegevoegde waarde hef, versoek om nog steeds die 15% koers te hef. Die SAID-kommissaris, Edward Kieswetter, het in 'n verklaring toegegee dat die besluit om die 0,5% verhoging om te keer 'n geweldige impak op beide die verkoper en die verbruiker het.
Die inkomstediens vra verkopers wat reeds hulle stelsels volgens die 0,5% verhoging aangepas het, om dit terug te verander. Indien verkopers se stelsels reeds vir die 15,5% koers aangepas is en die stelsel te moeilik sou wees om dit voor die 1ste om te keer, moet die aanpassing voor 15 Mei gemaak word. Die verkopers wat hul goedere en dienste met die 0,5% verhoging verkoop, moet dit aanmeld en daarvan boekhou totdat die stelsel aangepas is. Die Vrystaatse Hooggeregshof het 'n binneverhoor aan een van die beskuldigdes in die Asbesdak korrupsiesaak van R255 miljoen toegestaan. Morwari Cholota is in Augustus verlede jaar deur die FSA aan Suid-Afrika uitgelewer. Sy hou egter vol dat die Suid-Afrikaanse howe haar nie kan verhoor nie weens die wyse waarop sy uitgelewer is. Die voormalige persoonlike assistent van die voormalige Vrystaatse premier, Ys Magashule, beweer die Suid-Afrikaanse regering het die Amerikaanse owerheid mislei. Sy is glo beskryf as 'n voortvlugtige met bande in Kenia en dat sy deel is van 'n misdaadsyndikaat. Volgens regter Philip Loubser kon die staat nie daarin slaag om die hof te oortuig dat daar nie aan die beskuldigde se versoek gehoor gegee kan word nie. Die binneverhoor begin op 5 Mei. In die Bloemfontein Landdroshof is 4 G4S amptenare wat van moord en aanranding met die doel om ernstig te beseer aangekla, elke borgtog van R2000 toegestaan. Mojalefa Marman, Cedric Mochabi, Lebogang Martens en Boitumelo Mooi is Dinsdag in hegtenis geneem nadat hulle 4 gevangenes by die Mangaung korrektiewe sentrum na 'n klopjag aangerand het. Een van die slagoffers, Mpo Mkombeni, is dood weens die blootstelling aan pepersproei en aanranding met 'n stomp voorwerp. Die saak kom weer op 10 Junie voor. Pro-Palestynse ondersteuners eis dat die FSA die lasbriewe wat deur die internasionale strafhof uitgereik is vir die inhegtenisneming van Israeliese leiers afdwing. Tydens 'n betoging voor die Amerikaanse konsulaat in Kaapstad het die aktiviste Amerika daarvan beskuldig dat hy internasionale wetgewing ondermyn deur militêre hulp aan Israel te bied. Aktiviste beweer Amerika is nie net medepligtig nie, maar is deel van die voortsleepende vyandelikhede in Palestina. The United States is also calling through Trump for the displacement, the extermination and the expulsion of people from Gaza. And we are objecting towards that, not only objecting towards that, but we are asking the United States to stop that complicity. Verteenwoordigers van verskeie organisasies het ook gevra dat daar nie verder in Israel belê moet word nie en doen ook 'n beroep vir boikotte en sanksies. Hulle wil hê Suid-Afrika moet die Israeliese ambassadeur uitskop en Suid-Afrikaanse burgers wat vir Israel veg, vervolg. South Africa is exporting through Glencore thousands of tons of coal still to the Zionist state of Israel, thereby fueling the genocide, because that coal is used for the Israeli occupation force, but it's also used to supply energy in the illegal settlements. Hulle sê die eskalasie van geweld en die onlangse Amerikaanse lugaanvalle in Jemen destabiliseer die streek verder, wat tot 'n groter oorlog in die Midde-Ooste kan lei. Vandag sê ons ook aan die regering om meer te doen om presse te sit op die Amerikaanse regering en die Israeliese regering dat hulle die oorlog moet stop in Israel en Palestine. We kan nie 'n scenario of kan nie het 'n geval waar kinders en vrouens elke dag doodgaan en die wêreld is doodstil nie. Die groepe sê 'n algehele, onvoorwaardelike wapenstilstand moet in Gaza en alle besette Palestynse gebiede in werking tree. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. 'n Woordvoerder vir die Russiese president Vladimir Putin bestempel sy vergadering met die Amerikaanse spesiale gesant Steve Witkoff as produktief. Hierdie was die 4de keer wat Putin en Witkoff vergader in Rusland. Rusland het intussen 'n ondersoek gelas na 'n motorontploffing buite Moskou waarin 'n senior Russiese weermagbeampte dood is. Generaal-majoor Jaroslav Moskalik was die onderhoof van die bedryfsdirektoraat van die Russiese gewapende magte. Volgens 'n ondersoeker het 'n tuisgemaakte ploftoestel die ontploffing veroorsaak, maar inligting oor moontlike aanspreeklikes is nie bekend gemaak nie.
Die Russiese Departement van Buitelandse Sake bestempel die voorval as terreur. Sluipmoordaanvalle het geslaag teen 'n aantal senior Russiese weermagbeamptes sedert die begin van die oorlog in Oekraïne, waarvoor Rusland Kiev aanspreeklik hou. Die Sint Petrus Basilika is druk besig met voorbereidings vir Paus Franciscus se begrafnis môre. Meer as 200 000 mense sal na verwagting op Sint Petrusplein bymekaar kom vir die seremonie. Intussen het 10.000 rouklaers by die Basilika aangedoen op die laaste dag waarop eer aan die paus betoon kon word. Die kerk was gister vir die grootste deel van die dag en aand oop en het sy deure vir slegs 3 ure oornag gesluit. Die liggaam van die 88-jarige paus is Woensdag in 'n plegtige optog na die kerk gebring. Hy is Maandag by die Vatikaanse Santa Marta gastehuis oorlede nadat hy 'n beroerte gehad het. Volgens die Vatikaan het sowat 150 000 mense van reg oor die wêreld sedertdien die Basilika besoek om die paus te kom groet. Die polisie besoek Eldorado Park in die suide van Johannesburg en inwoners van Ventersdorp eis weer hulle eie munisipaliteit. Bly ingeskakel vir die en ander nuus. Baie welkom terug. Inwoners van Eldorado Park in die suide van Johannesburg het by die Suid-Afrikaanse Departement van Polisie gepleit om aksie te neem teen bendegeweld en ander misdade wat die gebied voortdurend tuister. Tydens 'n gemeenskapsvergadering vanoggend is kwessies soos die wydverspreide dwelmprobleem, 'n gebrek aan sigbare polisieering en kommernisse oor veiligheid geopper. Gemeenskapslede van Eldorado Park sê die misdaad en geweld wat vir jare in hulle gebied plaasvind, maak hulle vreesbevange. I'm running a tutoring service for your kids from grade 8 to grade 12, but the problem is not all of them can attend because of the violence and the gangsterism. Can the commissioner please investigate all the corrupt police? Because it's them that's also allowing drugs to flow in the communities. They're part and parcels. I've sometimes even seen it myself, where police vans in certain areas in Eldorado Park go pick up their church. Sommige inwoners meen, die departement van polisie het voortdurend misluk om hulle woord gestand te doen. Ander gemeenskapslede het gewaarsku dat die toenemende misdadige aktiwiteite die jeug se toekoms belemmer. Today we have a prominent visitor day. What has been said from here, is it going to happen? Will it happen? It's not going to happen because they don't care. Selfs diensverskaffers van e-taxi tot afleweringsdienste vermy misdaadbrandpunte om veiligheidsredes. Die SAPD het intussen inwoners geloof wat misdade aanmeld en saam met hulle werk om die gebied se strate te beveilig. If you want to bring development and you don't involve community, you want to fight crime, you don't involve communities, you will not succeed because crime happens within communities. It's community members that engages in this. So it's important that our communities must be mobilized and conscientized to be participants in the fight against crime. Die sukkelende JB Marks munisipaliteit kan moontlik vanjaar weer in 2 munisipaliteite verdeel word soos dit oorspronklik was. Dit volg op oproepe dat die munisipaliteit weer volgens die grense van die voormalige Ventersdorp en Tlokwe munisipaliteite ingedeel word. Die munisipale afbakeningsraad sal na verwagting in Oktober vanjaar sy besluit bekend maak na 'n uitgebreide ondersoek waar tydens bekommerde inwoners ook toegelaat is om voorleggings te doen. Tlokwe en Ventersdorp munisipaliteite het voor die 2016 plaaslike verkiesing saamgesmeld om die JB Marks munisipaliteit te vorm. Die sentralisasie van die 2 voormalige munisipaliteite se administrasie en dienste in Potchefstroom was egter van die begin af problematies. Inwoners van Ventersdorp kla dat die samesmelting tot hulle nadeel was omdat JB Marks munisipaliteit nie die nodige dienste in die gebied kan lewer, terwyl Potchefstroom self gebrekkige dienslewering ondervind nie. Hulle het hulle na die strate gewend om te eis dat die JB Marks munisipaliteit weer in 2 gedeel word. In 2015 het hulle 'n besluit geneem om hierdie 2 munisipaliteite saam te smelt en in 2023 het ons begin met 'n proses om vir hulle te sê
As julle dit wou saamsmelt, is dit wat die wet sê die resultate daarvan moes wees. Daar moes beter dienslewering gewees het. Dit moes tot voordeel van beide munisipaliteite plaasgevind het. Dit het nie gebeur nie. En ons sit nou met die gebakte pere, die spreekwoordelike gebakte pere van 'n politieke besluit wat niks uit te waai gehad het met die beste belang van die gemeenskappe nie en niks uit te waai gehad het om dienslewering in die twee munisipaliteite te verbeter nie. Ventersdorp inwoners sê hulle trek aan die kortste end. 'n Groot probleem wat ons ondervind is dat bestuur in Potchefstroom bly en nie in Ventersdorp nie. So as jy 'n probleem het, raak dit jou wat hier bly, maar bestuur is altyd in Potchefstroom. So as jy 'n probleem het, moet jy Potch bel voor hulle eers hier kom aandag gee. So weer eens, Vryheidsfront het altyd gesê 'n munisipaliteit moet op sy eie funksioneer, desentralisasie, so laat Ventersdorp op sy eie is en Potchefstroom op sy eie, laat elkeen na sy eie probleme omsien. Die munisipale afbakeningsraad sê dit sal sowat 6 maande neem om 'n besluit te neem. Due to the complicated nature of this and other 12 proposals around the country, the matter was deferred for further research and stakeholder consultation. The matter is currently under consideration by the MDB. Intussen sal inwoners van Ventersdorp maar geduldig moet wag terwyl dienslewering op die dorp verder agteruit gaan. En nou vir die markaanwysers soos om 8:00 vanaand. Daarmee kom ons aan die einde van vanaand se bulletin. Ons groet tot môre aand en wel om 6:15 op SABC2. 'n Lekker en hopelik 'n lang naweek vir jou. Totsiens.